elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here Ek wil vir hulle sê baie welkom, dat julle terug is van 10 weke se ekspedisie, en die Land Rovers het dit gemaak, en alles, is amazing. Ons het reg gestaan met 911 om die force te stuur om julle te gaan haal. Nee, ons is baie bly julle is terug, en dit is vir ons lekker om ook julle goeders te kon sien, en ons het nou al vorige keer vir Lou hulle en vir Mousa hulle verwelkom. Maar ons is bly julle is almal hier so, jy is weer terug in voltalligheid, en al die mense wat saam was, is weer by hulle huise en so. So dit is vir ons lekker, dat julle terug is by ons het julle baie gemis. Daar sê, goeienaand. Julle lyk so mooi. Ons het vir 10 weke het ons somer gehad. Somer. Dit was, ja, ek het 'n 3/4 broek gedra en dit was amper te warm. En julle kan nou dink die surprise, nee, hoe nader jy Kaap toe kom, en dink jy, waar is my langmou Wessie? Maar hier is ons terug, ek en my vrou in een stuk. Ons het die groot voorreg gehad om met Lou en Laura te wees, en Mousa hulle, en al die res, as die hele lang lys. Ons was op die meeste wat ons saam gery het, 6 voertuie, en dit was 'n belewenis, want ek en Pippa ken net 1. Nee, ons ry nooit meer as maksimum 2, maar gewoonlik 1, en om 6 voertuie te hê was nogal snaaks. Maar ek het uitgevind dat 'n Land Rover het 'n spesiale heiligmakingsbankie. Ja, en dit is, as julle kyk, ons het dit nou nie in nie, nee? Maar Sofia, die geelietjie wat saam gaan het hom in. So reg agter die bestuurder is daar 'n bankie. As jy op daai bankie sit, en jy ry die paaie wat ons gery het, dan is dit soos die oom wat gesê, dit skit. Nou ja, ek kan nie sê wat het die oom gesê nie, maar dit kom op neer, is alles wat verkeerd is, skit dit uit. Hy het gesê, dit skit die hel los in jou. En ons het met hulle gery op paaie wat vreeslik was, en ons moes vreeslike dik sand en, jy weet, obstacles oor, en Mousa en Miranda het voorgesit, en hulle het gegaan, joehoe! Nee, soos ons ry, ja! Arme Alet van Pietberg, van Moreesburg, en Chanel van Swellendam, hulle het op die heiligmakingsbankie gesit. Die arme meisiekind. Wow. Maar hulle is, ek dink hulle het gegroei in hulle geloof en hulle vertroue. Dit was 'n wonderlike tyd daar. Ek dink julle het al 'n bietjie terugvoer gehoor, so ek gaan net dit sê. Ons was nou die 5 dae daar, het was wonderlik om met Andries te wees. Andries se vrou was ongelukkig nie daar nie, want haar suster se broer was baie siek, hy is intussen tyd oorlede, en sy moes Suid-Afrika toe om haar sussie te gaan help. So Andries was alleen daar, en dan was dit eintlik was dit vir die dosente van die Bybelskool, en 'n paartjies, ek dink 5, miskien of 4 van die studente, so dit was 'n baie klein groepie. En jy gaan die week deur, en die dae is taamlik lank, en dit is taamlik vermoeiend, want dit is in Engels, en dan is dit in Shangaan, en so aan, en die heel laaste aand, ons het klaargemaak die Vrydagmiddag en Vrydag aand, ons gaan nou ry, Saterdagoggend pak ons die landies, almal is baie opgewonde, hulle gaan nou weer hulle mense sien, gaan ons ry, en daai aand by die vuurtjie, kom 2 van die dosente, en Andries daar sit by die vuurtjie, die een ou is blind, maar hy ken daai gronde so goed, dat hy loop alleen. Nee, jy moet net nie 'n braaitjie of iets in die plek sit nie, want dan sal hy struikel, so jy moet darm sy pad oophou, maar hy loop oral alleen. En hy bedien ook, hy's 'n pastoor, en hy bedien ook in die gemeente, net so, en jy kan ook nie sien, hy's blind nie, kan nie in sy oë sien nie, hy lyk heeltemal normaal. En hulle kom sit die aand daar by ons, en toe het ek en Andries en hierdie twee broers 'n gesprek, en dit was,
Ek sit by daai vuurtjie en ek dink, hoe maklik sou ek hierdie gesprek nou gemis het? Net so. Nee, kon hulle nie hier gesit het nie, maar hulle sit daar en ons praat en hulle sê, wat het hierdie week vir hulle beteken? En toe ek hoor wat hulle sê, toe weet ek, die Here was hier. Hy was hier, ek kan dit hoor in wat hulle sê. En ek dink in daai oomblik, dink ek by myself, as ek hierdie hele afstand weer moes ry, en hierdie moeite weer moes doen, nadat ek nou gehoor het wat hy sê, doen ek dit, sonder om 2 keer te dink. Dink nie 2 keer nie, ry net en gaan doen dit. Dit was regtig besonder. Terwyl ons daar is, het hulle ook gevra of ons asseblief vir hulle die materiaal kan beskikbaar stel in Engels, en of ons vir hulle videoetjies kan maak in Engels, en ek vertel hom toe van hoe amazing Engels spreker is ek mos nou. Was al selfs deur die BBC genader vir my Engels. En ons besluit ons gaan 30 videoetjies maak oor die heerlikheid en waarheid van Jesus, 30 minute videoetjies wat ons dan vir hulle gaan stuur. Hulle gaan dit dan in Portugees vertaal en in Shangaan, en ons weet ook van mense in Tanzanië wat dit in Swahili wil hê. Maar so is dit nou net 'n gesprek tussen mense, individue, 1 of 2 mense en my en Pippa, niemand anderste is nou, jy weet, ons vertel dit nou nie eintlik uit nie, want daar is niks om te vertel nie. En in hierdie tyd, ons is besig om terug te ry na julle toe. Hier kontak 'n man ons, met wie ons laas, nou kom ons sê nou maar 4 jaar kontak laas gehad het. Nee, Pippa, kom ons sê nou maar 4 of 5 jaar. En ek en Pippa is nou amper op daai stadium waar ek sê Dinsdag, gaan sy nee Woensdag. Ken julle dit? Nee, wat die oom vertel mos, dit was 'n Dinsdagmiddag, en sê Tannie nee, dit was die oggend. En dan sê hy dit was 3 uur, en sê sy nee, dit was 4 uur. Ons is nou amper daar. So, maar sê nou maar 4 jaar, en hier, uit die bloute, ons het geen kontak met hierdie man nie, en hier stuur hy vir ons 2 videoclips. Nou, julle gaan nou nie, julle hoef nie te sien wat's op dit nie, maar wat julle moet hoor is, ek hoop dit gaan nou hier speel. Hoor gou hier. Ekskuus, ek moet die klank aansit. Ek wil dit nou so graag vir julle speel. Dis nou 'n ekskuus, take 2, net 'n oomblik. Okay, terwyl. Kutani, ndzi ya kutani ndzi ta vuya ndzi ta mi teka leswaku mi ta va laha ndzi nga kona. Vutomi bya hina byi fihiwe Kriste eka Xikwembu. Loko mi pfuxiwe na Kriste Yesu, mi pfukile lavani. Swilo swa le henhla laha mi fihiweke kona na Kriste eka Xikwembu. Vuyela ta mi teka a mi yisa eka. Wag, dis nie al nie, hoor hier. Explicação, né? Você precisa perceber isso, porque é disso que Jesus está falando. Então, eu vou e venho buscar vocês para que estejam onde eu estou. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Se pois... Ag, julle, dis maar net wat ek doen in my spaarte. Die eerste een was Shangaan. Die eerste een wat julle gehoor het is Shangaan. Die tweede een is Portugees. Jy stuur hierdie ou vir my, random, geen kontak met hom, jy weet nie waar ons en wat ons doen nie. Hier kry ons, en die boodskapie wat meegaan is, ek het sommer net gesit en rondspeel, en my verwonder aan Richard se taalvaardighede, smiley face. Dis 'n website, waarop jy die video laai, dan kloon hy jou stem, en dan vertaal hy wat jy sê in die taal wat jy wil hê. Hoe crazy is dit? Nou kan jy dink, ek sê vir hom, dude, nee, jy verstaan nie, waar in watter tyd is ons nou, in die opwindende dinge, wat die Here vir ons oopmaak, en hier kom jy, Mr. Random, 4 jaar laas met jou gepraat, en jy pop hierdie goed vir ons. En ek stuur dit toe sommer dadelik vir Andries, en vir die mense daar aan die kant, hulle sê hoendervleis, sê hulle, hoendervleis, want hier praat ek vlot Portugees. Is dit nie kosbaar nie? Ja, toe dink ek, die Here is dan slim, nie? Om goeders te laat gebeur wat jy nou nie eers, dit was nie eers in my skootsvak nie.
Nee, en ons gaan ondersoeke toe en sien, ja, dis heeltemal moontlik as ons opnames in Engels maak, dan is die vertaling baie akkuraat. Daai het hy uit Afrikaans uit vertaal. Is crazy, hè? Ja. So, prys die Here vir dit. Ons is ook nou besig met IFJJ nommer 31. En ek dink die mense wat die verste gekom het, is van Rustenburg, maar ek dink nie hulle is hier nie. Is hulle hier? Daar sit hulle. Ja, ek wou sê, want ek sien, Lienkie, jou pa is hier so, toe dink ek, ja, hulle is hier van Rustenburg, hulle is die verste, en dan is daar mense van Orania, en daar's mense van die Parel, iemand van die Parel, en waar nog, en dan van hier, ja. So lieflik om hulle te hê. En dit was dag 1, so ek sien Pieter het ook gebid vir hulle, en ek het dit so waardeer jou gebed, Pieter, dat hy ook bid en sê, Here, bedien ons asseblief, maak ons oë oop dat ons u heerlikhede kan sien. Dit is so 'n lieflike ding. Toe is Sarah, waar Sarah is hy hier vanaand? Ek moet net seker maak, want ek wil van haar kinder. Sy sê hier, jy gaan jammer wees. Saar sê, sy is die tweede keer daar, sy sê, ja, ek is die tweede keer hier, want ek het baie hulp nodig, sê Saar. Ek sê, Saar, jy het nie meer hulp as ek en Pippa nodig nie, dis ons 31ste keer. En elke keer voel dit vir my asof ek van voor af dit doen. So dit is regtig vir my 'n kosbare bediening. Dan wil ek laastens net voordat ons na die woord toe gaan vir Pieter en Hanlie sê baie dankie vir die tyd wat ons weg is, wat julle hier was. Dit is vir my so kosbaar, die manier Pieter ook, hoe jy dit doen, en net jou hart en jou herdershart wat jy het, is vir my 'n persoonlike bediening. Hoor, waardeer dit, baie dank. Ja. So ons, ek het vir Pieter ook sommer gesê, ek het hom gevra of hy sommer voortaan behartig vir ons die geleenthede hier, jy weet, open dit en jy weet, wees hier vir ons, want ons wil jou sien hier ook by ons, nee. So dis vir ons kosbaar, dis hoekom Pieter ook vanaand begin het, en hy bid vir ons, en hy het net 'n hart vir daai dinge. So mag hy die Here ook daarin met vrymoedig dien. Ek het, is julle reg? Kan ek gou iets met julle deel? Julle reg daarvoor? So ek het 2 dinge oop voor my. Ek het nou een van hierdie slim masjiene. Hierdie is 'n tipiese YouTube homepage. So as jy YouTube oopmaak en jy soek iets, dan gooi hy vir jou video's en dan kan jy nou scroll, dan jy nou al die video's. So ek het dit oop. En dan het ek net onder dit het ek die woord oop. Ek wil gou vir julle iets lees oor wat het ek eergisterand vir die eerste keer ontdek op YouTube. Ons is nou al vir 9 jaar besig om te praat oor Jesus die Here, die heerlikheid van Jesus, verlossing lê in Jesus die Here, en die skrifte te ondersoek rondom hierdie onderwerp. Dis ook hoekom ons die IFJJ doen, want dit het te doen met die heerlikheid en waarheid van Jesus die Here. Maar toe hoor ek 'n voeltjie fluit. Die voeltjie sing toe nou al vir die laaste 10 jaar. Maar ek het nie geweet van die voeltjie se fluitery nie. Ek hoor dit toe nou net so half skrams hier aan die stertkant. En ek is die aand, is nou eergisterand, is ek daar by die huis en ek tik in die dingetjie wat ek hoor die voeltjie fluit. En die dingetjie wat hy fluit is, ek hoor daar is 'n hele debat aan die gang oor die onderwerp Lordship Salvation. Lordship Salvation. That you are saved only if Jesus is your Lord. Iets so. Goed, so. Toe gaan kyk ek op YouTube, want ek wil nou sien waaroor fluit hierdie voeltjie so. So ek gaan kyk toe en dis nou wat ek kry. So ek gaan net vir julle die opskrifte van die video's lees, dat julle dit net hoor. Why Christ is against Lordship Salvation. Biblical understanding of faith versus Lordship. Why I left Lordship Salvation. I was deceived by Lordship Salvation. The Lordship Controversy. Why Lordship Salvation is wrong. Ek lees nou net die titels. Nee, ek gaan net so af, soos wat hulle nou voorkom. Lordship Salvation almost destroyed me.
Why Lordship salvation is wrong. Nog een is the lie of Lordship salvation. Lordship salvation proved wrong. Trojan horses in the church today. Lordship salvation. En dit gaan nou aan. Bedoel, ek gaan jou nou verveel as ek nou aanlees, maar hou aan. So ek kan nou so aanbly en 'n nuwe venster oopmaak en dit hou net aan. So ek gaan, my goodness, waaroor gaan hierdie storie? En toe sien ek, dit gaan daaroor, dat daar twee bewegings in die wêreld is. Die een staan bekend as free grace. En die ander een staan bekend as Lordship salvation. Ek weet nie wie hulle die name gegee nie, maar dis min of meer hoe hulle beskryf word. Onder free grace word daar gesê, dat al wat 'n persoon hoef te doen om gered te word, is jy moet net glo dat Jesus is. En sê hulle, in soveel woorde, jy hoef nie my te glo nie, ek kyk in die video's, want ek het toe nou so deur hulle gegaan. You do not have to submit to Jesus as Lord. Nee, it is only by faith, the moment, sê hulle, that you say you have to submit to Jesus as Lord, you're adding works to salvation, and Scripture is very clear that salvation is by faith alone and not works. Dis hulle lyn wat hulle invat. Dis toe nou vir my, en toe hoor ek, maar die debat is massief, en ek het nog nooit 'n voeltjie oor dit hoor vleit behalwe nou nie. Toe dink ek, so die teendeel is, Jesus does not have to be my Lord. I can remain my own Lord. I can rebel against him and just briefly visit him, obtain salvation and just go on my road again. Yes, sê hulle. Dit is nou 'n cru verteenwoordiging van wat daar gesê word. Maar sê hierdie ouens, die sleg ding is, dat die ouens wat Lordship salvation preek, bring mense by 'n plek waar die mense heeltyd bang is oor, is hulle nou genoeg gehoorsaam? En ek weet, het hulle sekerheid van saligheid, want is hulle nou gehoorsaam genoeg, en is hulle by die Here genoeg? En ek dink by myself, ja, ek kan sien dat dit 'n neeweffek van Lordship salvation sal wees, maar dit is definitief iets waarmee jy moet deel, want in daardie soeke van, is ek nou gehoorsaam genoeg, ontdek ek nog steeds Jesus die Here, en kom ek na hom toe met dit wat ek nie kan oorwin of oorkom nie. Hy bly heeltyd my verlossing. Ek kan nie verstaan hoe jy saligheid kan sien in 'n kommoditeit en nie in 'n persoon nie. Hoe is Jesus nie die verlossing van die kerk nie, maar wel wat Jesus gedoen het, asof dit losstaan nou van hom, nee. So, dit is vir my 'n geweldige saak. En ek het nie besef, maar daar is soveel uitsprake teen die, en dat die free grace beweging dit dan nou sien as 'n radikale aksie teen die evangelie van Jesus, dat as jy sê, you have to submit to Christ, dan is dit teen die evangelie. Nou, kom ek sê net gou vir julle, alles in my vlees sal dit lyk. Jesus is die Here, sê die een, nou, he is the Lord, he doesn't need you to make him Lord. Okay, so Jesus is die Here, maar hy is nie myne nie. Ek doen net wat ek wil. Is dit nie great nie? Ek kan doen net wat ek wil. Die God van heiligheid, wat ons leer ken het deur die hele skrif, is effektief geneutraliseer deur die kruis. Dat dit wat onrein en onheilig is nie meer onrein en onheilig nie. Dat dit wat die oordeel van God op mense bring, naamlik die rebellie teen die gesag van God, is nie meer 'n issue nie. Jy kan nou rebelleer as jy wil. Dis okay.
jy is gered. Sal jy nie so 'n evangelie like nie? Sal jy dit nie van nou nie? Alles in jou vlees sal daarvan nou. Alles in jou vlees sal daarvan nou. En dit is 'n onsaglike ding. En ek sien die enigste proponent vir Lordship Salvation, wat daar is, 'n bekende naam, wat ek op afkom hy's nou oorlede, John MacArthur. Hy het gesê, there is no other gospel than if you confess with your mouth Jesus is the Lord and believe with your heart that God raised him from the dead, that proves he is the Lord, you will be saved. Die Grace ouens sê, nee, dit beteken nie Here nie. Confess him as Lord beteken net jy erken sy identiteit. So hoe erken jy die identiteit van Jesus, maar jy's nie onderdanig aan hom nie? Dis die vraag wat ons die hele tyd vra. So hier is Jesus, hy is die Here. Ek is okay met Jesus, die wonderwerk bewerker, maar Jesus die Here, het ek 'n probleem mee. Ek wil my eie Here bly. Hierdie ouens kom sê nou, jy kan dit kry. Jy kan jou eie Here bly. You don't have to submit to be saved. So jy kan gered word en jou eie Here bly, en dis fantasties. Jy hoef niks prys te gee nie, daar is nie 'n koste om te betaal nie, daar is nie, dit is net, want jy is gered deur geloof alleen, jy moet net sê, jy erken dat Jesus die Here is. Maar die probleem is, die duiwels doen dit ook. En nie een van hulle is gered nie. Sien julle die probleem? Maar daar is 'n massiewe stuk in die kerk vandag van mense wat sê, ja, dis die evangelie. Jesus die Here? Nee, dis nie die evangelie. Nou, die probleem is, as ek sterwe en ek doen rekenskap vir my lewe, gaan ek staan voor wie? Jesus die Here. En ek doen rekenskap nie volgens my geloof nie, of my stelsel nie. Ek doen rekenskap volgens hom. Toe dink ek, wel, vir 9 jaar praat ons oor the Lordship of Christ. En dat ons veiligheid en ons vreugde en ons verlossing in dit vind. En dit word afgemaak as 'n heresy. En ek kon 2 video's kry wat die teendeel sê. Almal wat ek kyk, sê almal dit. Op YouTube nou. Is dit nie interessant nie? Toe dink ek gaan vir julle ietsie skrywe, wat ek toe nou het. So ek gaan dit vir julle lees, want dan hou ek by die tyd. Maar daar's ook skrifte in, en ek wil hê julle moet dit saam met my lees. Dit is nie lank nie, julle sal dit kan volg, dis eenvoudig. Maar ek wil net hê, julle moet hiervan deeglik weet. Baie van julle hoor ook, soos ek, die eerste keer nou van dit, party van julle is bewus daarvan, en maar hier is 'n duidelike skeidslyn binne in die kerk wat hierdie saak betref. Is dit nodig om my knie te buig voor Jesus die Here of nie? So, kom ek probeer. Ek gaan dit doen, ek kan dit in Shangaan of Portugees doen, maar ek sal dit in Afrikaans doen. Ek's nou so wel ter tale dit, weet nie wat om te kies nie. Goed, so, dit klink so. Ek het al hoe meer oortuig geraak dat baie van die moderne debat oor redding, genade, werke en disippelskap vasval in tegniese definisies wat dikwels verder gaan as die eenvoudige getuienis van die skrif. Die vraag wat die mense in die Nuwe Testament gevra het was eenvoudig: hoe kan ek gered word? Die antwoord was ook eenvoudig: glo in die Here Jesus Christus. Maar die Jesus in wie hulle moes glo was nie bloot 'n verlosser wat redding uitdeel nie. Hy is die Here, die Christus, die Seun van God en die Koning. Om in hom te glo is om jou tot hom te wend. Bekering en geloof is nie 2 losstaande dinge nie, maar 2 beskrywings van dieselfde reaksie
op die openbaring van Jesus Christus. Ek verwerp die gedagte dat redding deur menslike verdienste verkry kan word. Geen mens kan homself red nie. Geen gehoorsaamheid, godsdiens of werke, goed of andersins, kan iemand buite Christus red nie. Redding is uitsluitlik moontlik op grond van Jesus Christus se dood en opstanding. Terselfdertyd verwerp ek die idee dat geloof bloot die verstandelike aanvaarding van sekere feite oor Jesus is. Die duiwels glo ook feite oor God. Die geloof waarvan die skrif praat is geloof in 'n persoon. Dit is vertroue, onderwerping en 'n draai van die hart na Christus. Ek glo nie dat die Bybel redding voorstel as 'n produk wat eenmalig ontvang word en daarna los van Christus besit kan word nie. Die skrif beskryf redding as lewe in die Seun. Daarom kan die apostel sonder enige teenstrydigheid beide verkondig dat redding 'n gawe van God is en gelowiges oproep om te volhard, getrou te bly, in Christus te bly en hom te gehoorsaam. Wanneer Paulus sê dat redding nie uit werke is nie, verstaan ek hom as 'n verwerping van enige poging om redding deur menslike meriete te verdien. Ek verstaan hom nie as iemand wat die noodsaaklikheid van geloof, bekering, gehoorsaamheid en volharding ontken nie. Paulus self leer dat God elke mens volgens sy werke sal oordeel en dat die ewige lewe gegee word aan die wat deur volharding in die goeie en die heerlikheid van God soek. Dit staan in Romeine 2 as julle wonder. Ek glo daarom dat die Bybel werklike kriteria vir redding bevat. Hierdie kriteria is nie menslike prestasie nie, maar 'n lewende en volhardende geloofsverbintenis met Jesus Christus. Die geringste sonde veroorsaak nie onmiddellike verlies van redding nie, maar die skrif waarsku herhaaldelik teen die gevaar van volgehoue ongehoorsaamheid, verharding van die hart en uiteindelike afval van Christus. My fokus is daarom nie op die vraag hoeveel gehoorsaamheid nodig is om gered te word nie, maar op die vraag of ons die eenvoudige oproep van Jesus ernstig opneem wat sê, volg my. Die evangelie roep mense nie bloot om oor Jesus te glo nie, dit roep mense na Jesus self. Wanneer mense dink Jesus is bloot 'n belangrike voetnota, ken hulle duidelik nie vir Jesus nie. Wanneer mense dink Jesus is bloot 'n middel tot 'n doel, ken hulle duidelik nie die Vader se hart nie. Wanneer mense dink Jesus is die elementêre en die Heilige Gees, is die gevorderde, het hulle nog nie met die Heilige Gees regtig te doen gehad nie. Vir ons, in hierdie openbaring van die heerlikheid van Christus, is die volgende woorde uit Paulus se brief aan die Kolossense in besonder van toepassing. En ek wil hê julle moet dit in die Bybel saam met my dit lees. Ek dink daar kom 3 skriffies, ek gaan hulle al 3 saam met jou lees. Die eerste een is Kolossense 2. Kolossense hoofstuk 2. So, Kolossense 2 vers 6 tot 7 in die 53 vertaling lees: Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het. Daar is baie duidelik uit Paulus se skrywe hier dat die mense het die Here aangeneem en nie bloot die saligmaker nie, maar die Here. Soos julle die Here aangeneem het, wandel so in hom. Met ander woorde, dis nie 'n eenmalige aksie nie, maar 'n deurlopende aksie tot en met die laaste. Wandel in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is. Terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging, waarin is hulle geleer? Hulle is geleer in dit wat Paulus nou net gesê het. Dat hy die Here is, dat dit begin by die Here en eindig in die Here.
Hoe het ons die Here Jesus aangeneem? As die Here. Ons het ons lewens voor die Here neergelê. Ons is sy eiendom, sê die skrif, Romeine 14. Hy is die baas, nie ons nie. Sy woord is waar, niks anders nie. Sy karakter is betroubaar, niks anders nie. Soos ons hom aangeneem het, so wandel ons in hom. Dit is die reis. Dit is nie 'n eens lank gelede gebeurtenis nie, maar 'n daaglikse reis in die voetspore van ons Here, om hom te leer ken en te leer om hom gehoorsaam te wees. Hoor nou hier, as COVID toeslaan, en daar is 'n inenting beskikbaar, laat ons nie rig deur die duisende stemme wat opgaan daarvoor of daarteen nie. Ons vra vir Jesus. As oorlog uitbreek tussen Rusland en Oekraïne of Amerika en Iran, is Facebook en YouTube nie ons autoriteite nie, Jesus is. Ons spits nie ons ore vir samesweringsteorieë nie, maar vir ons herder. Wanneer situasies in ons lewens opduik, vra ons altyd eerste waar Jesus is en wat dit betref en wat hy daarvan sê. Sy woord en waarheid is bepalend. Ons is gewortel in hom, niks anders nie. Ons word opgebou in hom, niks anders nie. Ons groei in hom, ons leef in sy heerlikheid en ons dors na hom. Dit en dit alleen is wat 'n disipel van Jesus is. Ons lees nie net die versie wat ons Sondag in die kerk op die elektroniese bord kry nie. Ons lees die hele woord van God. Ons lê ons eie opinies en idees neer vir die waarheid van Jesus, ons Here. Ons lê ons eie drome neer vir syne. Ons ag alles waardeloos om hom as wins te verkry. Hy is die doel. Nie bloot hemel toe te gaan nie. Ons is nie aanhangers van mense, denominasies, kulture of onsself nie. Ons is aanbidders van die Seun. Ons meet alles aan hom, sy eer, sy waarheid, sy karakter, sy belange. Ons ag ons eie lewe waardeloos ter wille van hom. Petrus skryf volgende skrifgedeelte. Dit staan in 1 Petrus hoofstuk 2. Kyk wat sê Petrus. Dit is almal skriffies wat ons baie goed ken. 1 Petrus hoofstuk 2. Ons lees vers 4 en 5. Kom na hom toe. Hier is vir my so 'n kosbare gedagte. Nee, ons buig ons knie voor Jesus, omdat ons hom as wins wil verkry. Nie bloot om hemel toe te gaan nie. Die skat is nie die hemel nie. Hy is die skat. Dit is so 'n belangrike ding om te sê. As ek so na mense luister, dan dink ek hulle aanbid verlossing. Jy weet, ons jaag verlossing, as jy gered, ons jaag redding. Jy weet, dit is asof redding die groot ding is. En ek dink by myself, dit is nie die primêre boodskap van die evangelie nie. En as jy dit vir mense sê, reis die laaste liewe haartjie wat hulle het, 'n moderne haartjie as hulle het. As jy sê, die primêre boodskap van die evangelie is nie redding nie. Die primêre boodskap van die evangelie is Jesus. Die wat dit aangryp, ontvang redding. Die wat dit verwerp, die oordeel. Die primêre boodskap is Jesus. Paulus sê nie, ek het alles as drek beskou om redding te kry nie. Hy sê, ek het alles as drek beskou om Christus te kry. Christus is die redding. Daar is nie iets buite Jesus wat redding is nie. Hy is die redding. Nou, wat het ek nog gelees daar? Nee. Kom na hom toe, die lewende steen, 1 Petrus 2 vers 4 tot 5, wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Nee, ons het al so baie hiervan gepraat, net die kom na hom toe en hou aan na hom toe kom, laat julle opbou as lewende stene. In die Grieks is daar die eerste woorde van Petrus opvallend, dit sê eintlik kom na hom toe en hou aan. Ons het na hom in geloof gekom en vir die res van ons aardse bestaan is dit die kultuur van ons lewens. Ons kom na Jesus toe met alles en in alles. En ons hou aan om na hom te kom as die Here van alles. Sukkel ons met iets? Ek wil amper sê, hande op wie nie hier sukkel met iets nie. Het sal 'n maklike groep mense wees om te tel. Sukkel ons met iets? Ons kom na hom toe.
Struikel ons, kom na hom toe. Ons vra nie net hulp nie, maar ons vra sy waarheid. Ons vra sy ingryping. Ons vra na sy teenwoordigheid. Ons vra dat hy ons oë sal open om hom te sien. Is ons besorgd? Ons kom na hom toe. Bekommerd? Ons kom na hom toe. Wat doen ons as die wêreld om ons fladder en 'n chaos uitbreek? Ons kom na Jesus toe. Ons het geen rede om saam te fladder en 'n chaos te ontaard nie. Ons laat ons opbou in Christus Jesus alleen. Hy gryp ons nie teen ons sin en plak ons neer waar hy dink ons moet wees nie. Ons werk met hom saam en laat toe dat hy met ons werk. Ons bou nie ons eie geestelike huise nie, hy bou. Ons is net tot sy beskikking. Daar is net een manier om geestelike offers te bring wat God behaag, en dit is in en deur die geliefde seun. En die laaste skrifgedeelte. Kolossense 2. Ons was nou in Kolossense 2, ons gaan terugsoen. Kolossense 2. Hierdie keer, ons gaan nou net aan waar ons laas gestop het, nee? Dit was, nou lees ons Kolossense 2 vanaf vers 8. Ja, ons het begin by 6, gelees tot 7, toe lees ons Petrus, ons is terug in Kolossense 2 vers 8 tot 10, daar staan. Pas op, dat niemand julle van hom af wegvoer, deur teorieë en argumente, wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorleweringe van mense, op wettiese, godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en 'n verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. So laastens, wees versigtig. Die gevaar om van Jesus weg te draai is nie net deur wêreldse dinge nie, maar is ook binne die kerk. Net omdat iemand sê, so spreek die Here, beteken nie dit is die Here nie. Net omdat iemand aanspraak maak op salwing, of titels, of openbaring, beteken nie, hulle praat of verteenwoordig die waarheid van Christus nie. Net omdat iemand kwansuis engele sien, drome droom, gesigte sien, of in aanhalingstekens in die gees wandel, beteken nie, dis van God nie. Oordeel self. Die maatstaf is die waarheid en heerskappy van Christus Jesus. Word die seun verheerlik, word die posisie van die seun as Here bevestig, word die woord en waarheid van die seun bekragtig, moenie mislei word deur geestelik klinkende woorde nie. Dit maak nie saak wie wat sê nie, laat jou rig deur die seun. Hy is die Alfa en die Omega, niemand anders nie. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Daar kom 'n dag, of dit die wederkoms van Jesus is, of ons, wat ons laaste asems sal uitblaas, wat ons voor die seun gaan staan in die lig van sy heerlikheid. Mag daardie dag 'n vreugde wees en nie 'n verskrikking nie. En ek lees net vir julle die volgende woorde uit die mond van Jesus. Kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Wil julle raai waar dit staan? Waar? Ja, die heel laaste hoofstuk van die Bybel sluit so af. Nee, van die laaste versies daar, Openbaring 22 vers 12 tot 13. Die disippels ken nie Jesus los van Jesus die Here nie. Hy is die Here. Hulle ken nie 'n ander Jesus nie. Hy is hulle saligmaker, ja hy is. Maar omdat hy hulle Here is hulle gered want hulle is nou perfek? Nee. Hulle is gered omdat hulle buig voor die Here, en solank as wat hulle buig voor die Here, buig hulle in die redding van God.
Moenie jou rug op dit draai nie. Moenie dat iemand vir jou vertel, jy kan maar teen hom rebelleer, dis oukei nie. Weet jy wie is die persoon teen wie jy rebelleer? Weet jy dat dit God self is? En dis hoekom, en nou verstaan ek hoekom, want ek kon dit nooit verstaan nie. Ek het 8 jaar terug vir 'n kerkkamp gevra, wanneer is dit oukei om teen God te rebelleer, en dit het 'n debat veroorsaak van 10 minute lank. En dit was 'n kerkkamp. Want 'n groot groep mense in die gehoor het gesê, dis oukei om teen God te rebelleer. Weet jy hoekom moes Jesus so duur betaal aan die kruis? Omdat rebellie so duur is. Sê vir hom, dis oukei om te rebelleer, moenie worry nie. Dis verskriklik, né? So ek besef, Jesus waarsku sy disippels, en is 'n waarskuwing vir alle mense deur al die eeue heen. Hy sê, pas op, in die laaste dae, en ons is in die laaste dae, sedert die opstanding van Jesus, is ons in die laaste dae, sê die skrif. Maar sal die Satan alles probeer om ook die uitverkorenes te probeer verlei. Enige iets. En as dit jou gewoonte is, om agter elke goeie spreker aan te loop, is jy in die moeilikheid. Want nou sê die spreker so, en die volgende spreker sê sus. En jy hardloop agter hulle aan. Maar jy is nie gewortel en gegrond in Jesus die Here nie. Is daar nie 'n manier hoe jy weerstand sal bied nie. Ek kyk na die videoetjie van die meisie, sy is so opreg. Sy is so opreg, jy sien die videoetjie en jy hou sommer van haar, en sy sê, I sincerely want to apologize to all of you for the past 7 years. I have held to the doctrine of Lordship salvation and I was deceived. Please forgive me. Ek dink vir myself, sy gaan weer moet apologize. You are being saved not because he is your Lord. Dis 'n verskriklike ding om te sê. Petrus, wat moet ons doen om gered te word? Bekeer jou. Nee Petrus, jy het nie die memo gekry nie. Dis vir my vreeslik. So, toe dink ek wel, ons het ek moes hierdie ding vir julle lees, want ek staan al soveel jare hier voor, en staan soveel jaar voor daai kamera, en sê die goed wat ons sê. Nou is ek bewus van die debat. Ek gaan nie weer die debat hier ophaal nie, behalwe dat ek net weet dat daar is niks anders vir my om te sê, as dat Jesus uit 'n naam wat bo elke naam is, en in die naam van Jesus sal buig elke knie, en elke tong sal bely, dat hy die Here is. Daar's geen ander evangelie nie. En dis hoe ek na Jesus toe kom. Die Here. Beteken dit alles in my lewe is perfek? Wel, vra my vrou, natuurlik. Beteken dit ek sukkel met niks nie? Beteken dit ek's nooit ongehoorsaam nie? Nee, dis glad nie wat dit beteken nie. O, so daar's dit, jy's verlore. Nee, niemand het dit gesê nie. Niemand. Ek weet dat die oorwinning vir dit waarmee ek sukkel, lê in die Here Jesus alleen. En ek vra vir hom, leer my, Here Jesus. Ek sukkel met dit, en ek kan nie dit nie, en ek sukkel om my ou te vergewe, en ek weet nie van daai nie, en daai nie, Here Jesus, dit is nie oukei nie. Dit is nie oukei nie, ek stem met u saam, dit is nie rein nie, dit is nie reg nie, en dit is nie oukei nie. En ek gaan dit nie omhels nie, en ek gaan dit nie toelaat, en sê, ag, toe maar wat, God sien dit nie raak nie. Ek kom lê dit voor u voete neer, help my, leer my, Here Jesus, hoe om oorwinning hieroor te kry, maar u bly my alfa en omega in elke liewe situasie wat ek het. Is daar vlees in my? Ja, natuurlik. Hoe oorwin ek dit? Hoe oorwin ek dit? Enige iemand? Ja, kom na Jesus toe. Kom, ek verklaar my nie net self oukei nie. Toe maar jy's oukei.
Nee, ek wil 'n laaste ding sê. Nou sê jy ou, maar hy vervies vir hom in 'n ander bloedgroep in. Toe ek dit sê. Nee, en so, maar nou dink ek gaan nie eers jammer sê dat jy jou nou so vervies vir my nie. Want ek is nie jammer nie. So ek sê, so hoekom is daar so baie in die Nuwe Testament, lê dan af, weet alle onreinheid, maak geen voorsiening vir die. Sê nee, dit het niks met saligheid te doen nie, dit het met belonings te doen. Ek sê vir hom, aha, okay, nou verstaan ek. Okay, so luister nou wat ek vir jou sê. Ek sê nou vir jou. En jy sal nou hoor, dit was aspres. Dit is aspres, maar partykeer moet mense dit aspres hoor. Ek sê, I don't care about rewards. I don't care. So wat, het jy nou 7 krone en ek het net 2. Jy kan anyway net 1 op 'n slag dra. So kom ek nou vir jou vertel, jy het dit nou nog nie by iemand gehoor nie. Ek sê net nou vir jou, I don't care about reward, so hier's my posisie. Ek is nou net so verskriklik verlig, dat ek is gered en klaar. Ek maak nie saak of ek ongehoorsaam is, maak nie saak of ek rebelleer teen, ek kry net minder rewards, maar hier's die ding, ek wil nie eers een hê nie. Solank ek net die ewige lewe in die hemel kan spandeer, dan is ek happy as a chappie. Okay, so jy loop daar rond met al jou, al jou krone, big deal. Ek is ook in dieselfde hemel as jy. Wat is jou probleem? Ja, maar hy ou vervies vir hom. Nee, hy sê, maar hoe kan 'n kind van God so iets sê? Ek sê, maklik, jy help my. Dis hoe maklik dit is. So, jy weet, maak nie saak nie. Ek moet net sê, ek glo Jesus is daar, okay, tik hy boks, is ek nou gered? Okay, ja, ek is, dankie. En nou doen ek net my eie ding. Nou kom Paulus en sê, jy moet ophou so rondslap. Ek sê, man, bepaal jou by jou eie dinge. My lewe is myne. Ja, maar onthou, jy gaan minder beloning kry. So what? Ek kry myne nou. Kom aan, sê vir my, jy kan nie so redeneer nie. Ek sê, ken jy die mens? Ken jy vir een oomblik die mens? Natuurlijk sal die mens so redeneer. Verstaan? Ek het dit nie nodig nie, so ek gaan, en daar sit ek nou, wat gaan jy nou terug vir my sê? Nee, maar ware gelowige redeneer nie so nie. Okay, hoe redeneer 'n ware gelowige? Nee, 'n ware gelowige wil graag God behaag en doen wat hy sê. O nee, maar dis werke. Ek kan nie dit doen nie. Ek is gered deur geloof alleen, sorry. Ek slag gered, ek glo, boksie getik, here I go. En nou wat gaan jy sê? Wat gaan jy sê? Sien julle? Nou het ek 'n probleem. Jesus is die Here, hy is nie myne nie, maar hy is die Here en dis genoeg om te sê. Langs my staan die duiwel en hy sing uit daai selfe hymboek net so hard. Hy is die Here, maar nie myne nie. Kom aan julle, kom aan man, asseblief, hoe kan jy? Nou dink ek, Here, asseblief, bewaar my hart en my gedagtes, asseblief, Here Jesus, bewaar ons om dinge so te verdraai, dat ons met soveel oortuiging in die leuen instorm, en nie eers verstaan waarmee is ons besig nie. Want alles in die mens se bestaan wil hoor, dat hy die Here bly, en dat God okay is daarmee. En dit is nie. En al is ek nou die laaste ou wat dit sê. Hulle sal dit nie doen nie, maar kan jy jou voorstel, bring 'n video uit en sê, sit my gesig op en sit my naam daarop, tot groot publieke sosiale verleentheid vir my. En sê, dis is 'n heretic. Moet ek dan nie besluit maak en sê. En ek sê, even if you say that, I have no other thing to say. I'd rather have Jesus than anything else. En dis waar verlossing lê, is by my Here. En daarom is dit so lieflik om my knie te buig en soos Paulus te sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En ek het alles as drek beskou om hom as wins te verkry. Goed, ek hoop nie ek het julle te veel die mekaar gepraat nie. Hy is die Here.
Maar is nie ons Here nie. Ja. Ons Here is hy. Ek weet, dis verbuisterend. Zijn vrouw, maar as ek nou sê, hy is die Here, hy is nou nie my Here nie, maar hy is die Here. So wie se Here is hy dan? Nee, ek weet nie. Die sterre en die maan en ek weet nie wie se Here nie. Solank hy net die myne is. Sien, dis waar het op neerkom. Hy net nie vir my sê, ek moet my knie voor hom buig gee, want dis werke. Dan denk ek, ai, asseblief Here Jesus, spaar ons dit, asseblief Here, asseblief. So hierdie is erg. In elk geval, kom ek bid saam met julle. Here Jesus, ons verstaan almal hoe maklik 'n mens mislei kan word. Almal insluitende ons onder hierdie dak. En dat ons dit nie in onsself het om staande te kan bly nie. As ons nie ons standplek in U vind nie. En soos wat die tye al hoe donkerder word en die dae al hoe boser, besef ons al hoe meer hoe krities is dit. Dat ons plek by U kry, hy wat in my bly. Bly in my. Soos ek en julle anders word julle uitgekap. Is woorde van God self. Dis waar. En ons wil by U bly, Here Jesus. En van almal weet U dit die beste. Ons weet ook nie hoe om in U te bly nie, as U ons nie leer nie. Daarom wil ons na U toe kom met die belydenis in ons harte. Ons wil ons knie voor U buig. Ons wil in U bly. En ons vra dat U ons sal leer hoe. Hoe buig ons knie en hoe bly ons in U, sodat ons veel vrug kan dra. Ek besef, Here, dis nie die vrugte wat my red nie, maar die bly in U waar my lewe lê. En dis wat ons vir U vra. Beskerm asseblief, Here Jesus, ons harte en ons verstande. As ons ore uitleen vir wat gesê word daar buite, dan is ons waarlik soos die golwe van die see, wat heen en weer geslinger word deur elke wind van lering, om listiglik tot dwaling te bring. En ons sal net so maklik meegesleer word van links en regs, herwaarts en derwaarts, as ons nie in U geanker is nie. Leer ons, Here Jesus, hoe om in U te anker. Leer ons om in U gewortel en gegrond te bly, in eenvoud en opregtheid van hart, voor ons Here en ons Meester Jesus Christus. Leer ons om selektiewe ore te hê, vir die stem van ons herder, en geen ander stem nie. Ons bid vir ons broers en susters, Here Jesus, mense wat soos ons deel is van die liggaam van Jesus, en in soveel gevaar is, dat hulle net van U af weggevat kan word. Met goed wat so aantreklik klink, of so logies klink, of so beredeneerbaar is, maar is nie U stem nie. Beskerm ons, Here Jesus, in U, hou ons by U, hou ons by mekaar, in eenvoud om in U voetspore te kan wandel, tot die einde toe. Getrou tot die einde toe. Om die kroon van die lewe te ontvang, van die enigste Alfa en Omega wat daar is. Ons Here, en ook ons Verlosser. Dankie vir dit, Here Jesus. Amen, amen. Elke knie sal buig.